Right, Romeine 12, vanaf vers 9 en tot en met vers 12. Eintlik kan ons die hele gedeelte lees, maar ek gaan so 'n bietjie tyd spaar. Nou Romeine 12 vanaf vers 9 sê hierdie mooi woorde. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag en nie ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. En tot sover. Nou, hierdie gedeelte is seker een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel. Elkeen van ons het 'n psalm wat die Engels favorite is en gedeeltes in die Bybel. En hierdie is vir my altyd baie treffend. En vir my is dit 'n opsomming van die Christelike lewe. Hoe ons moet lewe, so in 'n neute dop vir ons saamgevat. Op 'n ander, van 'n ander kant af gesien, kan ons miskien sê, dit is die goue reëls wat God vir ons gee. Nee, ons hoor baie keer dan sê mense, maar dit is die goue reëls, nee. Maar vir my is hierdie die goue reëls van God. En ek sal jou eintlik aanraai en aanbeveel, gaan skryf dit oor daar by jou huis, mooi, en gaan sit dit daar op die yskas, op eers, waar jy kan sien, en dat jy kan weet, werklik, wat is belangrik en hoe God wil hê, wat ons, hoe ons moet leef. Nou, dit is net te lank om al hierdie reëls, maar begin by daai eerste 4 verse en maak 'n deel van jou lewe en sien wat se verandering dit in jou lewe kan hê. Nou jy weet, Paulus, hy skryf hierdie boek van Romeine. Hy skryf dit in Rome. Is daar 'n gemeente. En hierdie gemeente het so ietsie van alles. Hy het 'n klomp Romeine daarin, daar's Grieke daarin, want voor die Romeinse heerskappy was dit die Grieke, en daar is Jode in die gemeente, en daar is sommer net, want dit is 'n groot stad, en daar is van alle nasies en volke, is daar en van hulle almal word gered, en hulle is deel van hierdie gemeente. En nou skryf ou Paulus aan hulle van tyd tot tyd 'n brief en 'n dinge, want hy wil hulle leer en onderrig en hy skryf baie dinge. As jy die boek van Romeine lees, in 'n sekere mate is daar gedeeltes wat baie diep is, wat so bietjie vir jou ingewikkeld lyk, want hy skryf byvoorbeeld oor afgoderry, want die Grieke het baie afgode gehad, en dan sê hy, man, maar afgod is eintlik niks. Hy sê, man, is 'n ding wat gemaak is. Hy sê ons moet die ware en die lewende God, die moet ons dien. En dan kom hy by dinge, hy raak die wet aan. Want die Jode daar wil nog so die wet inbring. En dan skryf hy weer, maar ons het ons redding en ons vrymaking in Christus Jesus. So hierdie wet is nie meer nodig nie. En hy skryf oor baie ander dinge, ook 'n paar mooi verse wat my altyd tref, wanneer hy sê, alles werk ten goeie mee, vir hulle wat God liefhet. Dis ook in hierdie brief aan die Romeine, en in ons lewe waar ons so baie mishaps het, en so baie dinge gebeur, wat ons nie graag wil hê nie, wat ons nie verstaan nie, en nie van hou nie, dan is God so groot, en hy swaai al daai goed om, en op die ou end, dan werk dit vir ons ten goeie mee. En hy skryf ook die oorwinningslied, daar in hierdie boek van Romeine. Hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy sê, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Hy skryf daarop
dat as Christus ons gered het, dan is daar geen veroordeling nie. Hy sê, want die wat in Christus is daar geen veroordeling nie. Jy en ek is nie volmaak nie. En mense is so maklik om 'n vinger na jou te wys en te sê, maar dit en dit is jou foute, en dan wil ons so 'n vraagteken oor jou Christendom maak. Ek wil vir jou sê, die Bybel sê, mense het nie 'n reg om 'n vraagteken op jou Christendom te plaas nie. Hoor wat ek in hierdie oggend vir jou sê. En moet jy self ook nie 'n vraagteken oor jou Christendom plaas nie. As jou hart met die Here reg is, en jy dien hom in gees en in waarheid, en jy maak foute en jy fouteer, moenie vir jouself kom sê, dis uitgekansel nie. Dit is nie, want die Bybel sê, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Jy is 'n kind van die Here, jy's gered, jy's gewas deur sy bloed. Nou dan kom Paulus ook, en hy skryf oor die olyfboom. Dan sê hy, Israel is hierdie olyfboom, deur God geplant. En dan sê hy, ons as heidene, met ander woorde, dis al die ander nasies wat nie Jode is nie. Hy sê, ons is ingeënt op die olyfboom. So ons is eintlik nie so wonderlik nie, verstaan, want ons is maar ingeënt. En vir 2000 jaar is ons ingeënt op hierdie ware olyfboom. En dan wil hy ook vir hulle sê, maar besef, dat God het 'n verbond met Israel vir ewig gemaak. En God het hulle nooit weggeskuif nie, hy sal hulle nooit wegskuif nie. Hulle het ook gefouteer, hulle het God ook verwerp, hulle het Jesus verwerp, maar God het hulle nooit verwerp nie. En hy het hulle teruggebring in hulle land, en vir 77 jaar is hulle nou daar, en al hulle vyande wil hulle verwoes, wil hulle vernietig, en God hou sy hand oor hulle, keer op keer. En God is 'n waarmaker van sy woord. En jy weet, vir my, ons kyk nou so baie goed, is maar een van die grootste tekens, dat God sy hand oor Israel hou, want dit speel 'n geweldige rol in die eindtyd. In die 1000-jarige vrederyk gaan Jesus vanuit Jerusalem, gaan hy regeer. En jy weet, van 7 Oktober af, veg Israel op 7 fronte teen die vyand rondom hulle. En hulle het sleg tweede gekom. Al hierdie vyande. Die Bybel sê, die Here maak Israel soos 'n sterk hamer, waarmee hy die vyand om hulle verpletter. En ons moet hierdie goed sien, en ons moet weet, die teken wat God vir ons gee, in ons tyd het uitgehardloop. Hulle is die sterkste nasie, basies, seker na Amerika, op hierdie oomblik. As jy vir 2, amper 3 jaar veg, dan moet jy ekonomies ondergaan. Hulle geldeenheid groei by die dag. Hulle shekel is 3 teen 'n dollar. Ons is 70 teen 'n dollar. Dan sien jy, waar gaan dinge heen. Maar nou, na al hierdie dinge, wat Paulus nou vir hulle geskryf het, hy leer en onderrig hulle van al hierdie dinge, hy leer hulle ook van die stryd tussen die vlees en die gees. Nou lyk dit vir my, daar het van hierdie mense gekom, en dan sê hulle vir Paulus, Jesus Paulus, jy leer ons nou so mooi, en jy vertel ons al hierdie dinge, party van hierdie goed is 'n bietjie ingewikkeld, wil jy nie net vir ons in eenvoudige, maklike taal kom vertel, waaroor gaan Christendom nie? En dan gaan sit ou Paulus, en hy maak 'n opsomming, en hy skryf hierdie gedeelte vir ons. Hierdie is seker een van die maklikste gedeeltes in die Bybel, maar ook die kragtigste gedeeltes in die Bybel, want dit is waarheid op waarheid op waarheid. Nou, ek wil hê ons moet vinnig dan kyk, hy begin in vers 9, hy sê, laat die liefde ongefeind wees.
So, wat staan heel bo aan? Liefde. Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 13 hierdie hele relaas van die liefde het, dan sê hy nou bly geloof, hoop en liefde, en dan sê hy, maar die grootste hiervan is die liefde. So die liefde staan uit, en wanneer hy dan sy opsomming begin, heel bo aan, liefde. Wanneer Jesus op die aarde is en die mense hom konfronteer, veral die fariseërs, en hulle wil nou weet rondom die wet, Here, maar watter wet is die belangrikste? Dan kom Jesus en hy sê, maar jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele wese, met jou hele krag, jou verstand, met alles binne in jou, en jou naaste, soos jouself. Jy sê, en in hierdie oggend moet ons besef, dat liefde is die grootste wapen, of die grootste krag, wat daar tot ons beskikking is. Jy weet, ons kan nie verwag, dat een mens moet gaan liefde uitdra vir die hele wêreld nie. Dis onmoontlik. Maar elkeen van ons kan 'n stukkie liefde gaan uitdra. En saam kan ons die wêreld om ons 'n beter wêreld maak. Saam kan ons vir mense hoop gee. Want jy weet, wat is liefde anders? Om uit te reik na iemand, om te sê, maar daar is hoop vir jou. Dis liefde. En kom ons vertrou die Here, dat hy vir ons sal lei en sal wys waar ons 'n verskil kan maak met liefde. Iemand kom die week in die winkel in daar en hy het so 'n missietjie aan en voorop die missie staan I love Jesus met 'n rooi hart daar saam met dit. En dit vang dadelik my oog en ek sê vir hom, Jesus, maar ek hou van jou missie, ek hou van wat daar staan, I love Jesus. Ek sê vir hom, ken jy Jesus? Ja, hy ken Jesus. Jy weet, dis liefde, want dis aansteeklik. Ons het nodig, die kerk het 'n stem om die liefde van Jesus uit te dra en om met meer boldness uit te gaan en te sê, maar ek het Jesus lief. As jy hom wil dra hom, maar in woord en leef dit. Leef die liefde van Jesus. Maar nou, wat hy saam met dit sê hier, moet ons nie miskyk nie. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Nee, wat sê dit? Laat die liefde eg wees. En dis ook baie belangrik om jou liefde eg te maak. So daar is so iets soos voorgee, pretend, en dit gaan nie mense se hart aanraak nie. En moet ook nooit liefde gee om iets terug te verwag nie. Dis ongelukkig so in die lewe. Mense sal jou laat verstaan, hulle is lief vir jou, hulle gee om vir jou, en dan wil hulle ietsie hê, en eintlik wil jy dit dalk nie gee nie, en jy wil dit dalk nie doen nie, maar nou voel jy sleg, want jy voel, hierdie mense is regtig lief vir my, gee om vir my, verstaan jy? En dan doen jy dit. So dis verkeerde liefde, dit is nie liefde nie. Dis geveinsde liefde. Moenie liefde gee om jou beter te laat lyk nie. Hoor jy wat ek sê? Wees net jouself. Moenie liefde aan mense gee, so hulle moet dink jy is nou regtig daai liefde, maar dis nie reg. Ek weet nie of ek myself baie mooi kan verduidelik nie. Maar wees jouself, gee liefde waar dit nodig is. Mense smag na liefde. Die grootste behoefte in ons tyd van die mensdom is na liefde. Om te kan hoor, te kan luister. Ja, jy kan nie altyd almal help nie, dis onmoontlik. Jy kan nie altyd vir almal gee nie. Maar net die oor wat kan luister na jou probleem, na jou moeilikheid, en wat kan sê, maar wie jy, ek gaan vir jou bid.
en ek gaan saam met jou vertrou. Die Here gaan vir jou pad maak. Hy gaan vir jou 'n deur oopmaak. Dis liefde. Dis waarna mense soek. Nou dan gaan hy verder aan en hy sê, verafskie wat sleg is. Nou, baie mense sukkel met sonde. En die vraag is, waarom sukkel mense met sonde? Nou, sonde is baie goede. Mense sukkel met sonde, omdat hulle nog te veel daarvan hou. Nee, dit is nog baie logies. As jy baie van sonde hou, en jy wil eintlik nie deel van jou lewe hê nie, dan gaan dit deel weer. Nou Paulus kom hier, en hy stel dit nou baie prakties. Hy sê, verafskie wat sleg is. Jy sien, dis heeltemal nou iets anders, nee. So, sonde is vir jou sonde. Sonde is lelik. Sonde is vieslik. Sonde maak 'n skeiding tussen jou en God. Sonde stink. Sonde maak moeilikheid. Jy sien, as jy reg na sonde kyk, wat dit regtig is, dan sal jy dit verafskiet. En dit is wat die Here van ons vra, dat jy op 'n punt en 'n plek sal kom, dat jy sal sê, maar weet jy, sonde werk nie in my lewe nie. Sonde is moeilikheid, en dit gaan nie meer deel wees nie, en jy vir jouself kan sê, maar ek verafskiet dit, dit is sleg, dit is daar, ek stoor dit weg, ek wil dit glad nie deel van my lewe hê nie. Jy weet, ek wil miskien vinnig hierdie 2 staaltjies vertel, en dit klink nou of ek 2 sondes uitsonder ek doen nie, want daar's baie ander, daar is welis en al hierdie vreeslike onreinhede en goede, en dis eintlik baie keer erger. Nou praat ek van hierdie 2, miskien sigbare sondes. Die persoon sukkel met rook, né? En nou sê hy vir al die mense, bid vir my, ek wil loskom van dit. Kom by die bid hier, en sê hy, bid vir my, asseblief, ek wil net loskom van hierdie rook, en die mense bid vir hom, en lê hande op, en volgende keer is dit, maar weer dieselfde, bid vir my, ek kom nie los van die rook nie, en so hou dit aan, en die hele wêreld word aangesê om vir hom te bid. En dan wys die Here vir 'n persoon, maar hierdie persoon, 'n groot sigaret, en hy slaan sy arm so om hom, en sy bene, jy het al gesien hoe klou iemand aan 'n paal vas, né? Nou, hy klou vas aan hierdie sigaret, hy wil nie laat gaan nie. Dan hoor jy bid jou moeg, want hy hou van die son, hy hou van die sigaret. Hy sê hy wil hom los, maar hy wil hom nie los nie. Jy sien, nou, dit is eintlik maklik. As jy hom regtig wil los, maak jou arms los, let go. Jy sien, nou wag, ek wil hierdie nog nou vertel. Nou, 3 ouens sit en drink, daar agter 'n mirasie, en die bottel wyne is daar om hulle, en hierdie een ou vat 'n bottel wyn, en hy's kwaad, en hy kap hom stikkend, en hy sê, deur jou het ek my huis verloor, en hy vat 'n ander bottel wyn, en hy kap hom stikkend, en hy sê, deur jou het ek my kar verloor, kry nog 'n bottel wyn, kap hom stikkend, hy sê, deur jou het ek my meubels verloor, nog een, hy sê, deur jou het ek my vrou verloor, hy kry nog 'n bottel nader, en hy kyk hom so, en hy druk hom so vas, hy sê, jy het my nog niks gemaak nie. Jy sien, dit is hoe dit is, want daai een gaan hom ook seer maak, en as hy wil los, moet jy dit heeltemal los. Dis wat Paulus eintlik maar hy sê, hy baie prakties, hy sê, maar julle is kinders van die Here het julle lief, en julle moet lief hê, en hy sê, maar kom ons gaan dan, en ons kyk hoe lyk jou lewe. Hy sê, verafskiet wat sleg is, los dit. En nou gaan hy na die goeie kant toe, hy sê, hang die goeie aan. Nee, dis soos 'n tou, wat jy moet vasgryp. En ek wil vanoggend vir u sê, hang Jesus aan. Moet hom nie verloor nie. Hang die goeie aan. Hy is jou redding.
Hy is jou reddingstou. Hang die waarheid aan. Hang God se woord aan. Hang dit aan asof jou lewe daarvan afhang. Ek wil vir jou sê, jou lewe hang daarvan af, van die waarheid. Jou lewe hang van Jesus af. Klou aan hom. Kom wat wil. Kom wat wil, kom wat mense sê, wat hulle doen, hang die goeie aan. En dan gaan hy verder en hy sê, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. So hy bring die liefde weer terug, maar hy kom ook by hartlikheid. En kom ons doen dit. Mekaar, ek tel dit nogal op, wanneer ons nou by mekaar kom hier in 'n Sondagoggend, voor die diens, die mense gaan na mekaar toe en hulle groet mekaar, bly om mekaar te sien, is lekker, nee. Dis hartlikheid. Jy wil die bid hier, nee. Lekker om mekaar te sien en gee so 'n broederlike drukkie en 'n susterlike drukkie. En dis wat die Here wil hê, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wat wil dit vir ons sê? Moet nooit dink, jy's belangrik nie. Niemand in die lewe is regtig belangrik nie. Net Jesus is belangrik, nee. Baie mense het al gedink, maar hy's onvervangbaar en dan as hy nou nie meer daar is nie, dan gaan die lewe aan. So, niemand is regtig so belangrik nie, niemand is beter as 'n ander een nie. Hoe kan jy ooit dink jy is beter as 'n ander een? Wat is jou maatstaf? Wat gebruik jy om te kan dink jy is beter as enige iemand anders? Niemand is beter as enige iemand anders nie. En nederigheid. Jesus was nederig. Hy het gedien, hy het sy disippels gedien, hy het hulle voete gewas. En kom ons vertrou die Here dat hy vir ons sal help om regtig hierdie nederige gesindheid van Christus Jesus daagliks te kan uitlewe, nee. Een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Dan vers 11, baie mooi. Hy sê, wees nie traag nie ywer nie. Nou as daar een ding is, wat die duiwel baie graag sal wil doen, en dit is, om jou en my traag te maak. Nee, wat is traagheid? Ag, ek gee nou nie meer so baie om nie, kom nou nie maar eintlik nie so gereeld kerk toe nie, bid nou maar nie meer so gereeld nie, lees nie meer die woord nie, vat dit nie meer so ernstig nie. Dis traag. Want hoe was jou lewe? Die eerste maal wat jy Jesus aangeneem het, leer ken het, is jy brandend in jou hart, jy's opgewonde, jy's bly, en dan wil hy hierdie by jou en my kom steel. Nou Openbaring sê die woord, hy sê Jesus, kyk ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As iemand my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom. Hierdie traagheid maak dat Jesus uit jou lewe begin uitskuif. Hy's nie meer vir jou die belangrikste nie, hy's nie meer in die middelpunt van jou lewe nie. En dan sê Jesus, was jy maar warm of was jy maar koud? Maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Jy sien, die duiwel wil jou traag maak, want hy weet as hy jou kan lou kry, gaan jy nie meer vir God aanvaarbaar wees nie. Jy weet, en dis miskien 'n deel van die evangelie wat ons nie altyd wil hoor nie, dat ons nie traagheid moet laat deel word van ons lewe nie, die grootste gevaar. En dan kom hy weer, positief, en hy sê, wees vurig van gees, dien die Here. Wow, vurig van gees. So, wat wil Paulus vir hulle sê? Jy moet sorg dat hierdie eerste liefde van Jesus in jou hart sal bly, daar wees, wakker dit aan, groei in die liefde, dat daar weer 'n vuur van die Heilige Gees in ons lewe sal posvat. Ja, en dit kom regtig net deur gebed, soeke van die Here. En dan kom hy en hy sê, dien die Here. So opdrag, né? Dien die Here. En ek en jy kan besluit. Jy kan sê, ag, ek is nie eintlik nou so lus om die Here te dien nie, en ek gaan dit ook nie so ernstig opneem nie. Fine. Jy hel toe wil gaan,
moet dit nie doen nie. Dien die Here, die hemel toe wil gaan, jy nie wil hemel toe gaan nie, jy wil nie die Here dien nie, fyn, gaan hel toe, dis nie wil jy nie, so opdrag, dien die Here, en die Here moet vir ons help, dat ons werklik die Here sal dien. Jy dien nie 'n mens nie, jy dien die lewende God, wat jou en my geskaap het. Daarom het hy reg op ons, dat ons hom sal dien. Dan gaan hy verder, hy sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking. Ja, daar's tye wat dinge nie lekker is nie, tye wat met jou swaar gaan, en dan moet jy aanhou, prys, loof die Here, die blydskap in die Here, dis ons beskutting. Hoe swaarder dit gaan, en hoe moeiliker dit gaan, hoe meer moet jy sing, hoe meer moet jy die Here prys en loof. En dan kom ek by die laaste gedeelte, en hier gaan ons volstaan. Dis net te veel om hierdie hele hoofstuk te doen in een boodskap. Hy sê volhard in die gebed. En ja, by Paulus kan mens baie leer. Hy het nie 'n maklike lewe gehad nie. Hy sê hele lewe deur het hy teenkanting gehad. Hulle het hom gestenig. Hy was in die tronk baie keer geslaan en gealle. En hy het geleer, gebed is ons krag. Hy sê volhard in die gebed. So 2 of 3 sondae terug het die boodskap gegaan, die hele boodskap het gegaan oor gebed, en ons het gepraat uit Jakobus, waar die woord sê, hy sê as iemand bly is, laat hom sing. En dan sê hy, is daar iemand wat ly, met ander woorde wat swaar kry, dan sê hy, laat hom bid. Nee, Bybel is baie prakties, baie keer. Dien die Here, laat hom bid. Wanneer dit met ons swaar gaan, nee, dan wil ons met baie mense praat, nee, gaan my swaar, fyn, jy kan dit doen. Maar die Bybel sê, as daar moeilikheid is, laat hom bid. Nou wat ook al jou moeilikheid is, klein is, massive groot is, die Bybel sê, bid, hou aan bid, totdat daai probleem opgelos word, totdat die deur oopgaan, totdat die Here vir jou die weg gelyk maak, totdat jy beter word, totdat jy gesond word, bid. Baie mense raak moedeloos, dan sit hulle daar. Die moedeloos is, bid. Vrees oor jou wil kom, bid, en nou aanbid. Jesus sê, bid, en julle sal ontvang. Sien, ons moet dit regtig glo. Bid, en jy sal ontvang. Soek, en jy sal verkry. Op 'n ander plek sê hy, julle het nie, want julle bid nie. Sien, daar's nie kort paaie nie, daar's nie ander paaie nie. Dit is God se manier, is die regte manier. Wanneer Paulus hier in 'n kern, in 'n neutedop, vir ons hierdie waarheid van die evangelie vir ons opsom. Weereens, dit is so maklik. Jy het nie een of ander graad nodig om daai te verstaan nie. Duidelik, op die man af, reguit, uitdaging vir ons, vat dit, leef dit. Jy weet, ek het reeds gesê, die evangelie wil geleef word. Ja, ons moet hom praat ook, waar jy mense kry, praat oor Jesus, maar leef die evangelie, leef hom uit, leef Jesus se liefde, sodat mense kan sien wat in jou en in my lewe plaasgevind het. Kom ons bid saam. Wil jy saam met my staan in hierdie oggend vir hierdie uitdaging? Dis 'n uitdaging in God se woord, waarna toe ons moet opleef. En wil jy staan en sê, Here, maar
dis wat U sê, dit is wat U soek, dit is wat ek my doelstelling en my strewe gaan maak. Dankie, dankie, dankie Here. Here, baie dankie vir die gemeente, dankie vir die kinders, dankie vir die woord. Here, wat so duidelik, so prakties na ons toe kom en sê dat ons moet liefde uitleef, waar U ons ook al plaas. Here, in ons families, hier in die gemeente, in ons dorp, moet ons liefde uitleef. En help vir ons, Here, om werklik elke geleentheid aan te gryp en dat ons kan leer en kan ontdek wat liefde is. Here, ons bid ook vir die egtheid van liefde. Here, 'n liefde wat omgee, 'n liefde wat uit die hart kom, 'n liefde wat saam huil, saam bloei wanneer iemand swaar kry. Here, dat daardie liefde vir ander mense kan help en kan aanspoor en vir hulle moed en inspirasie kan gee in hierdie lewe. Here, in die besonder wil ons bid dat U vir ons sal help, dat ons vir onsself kan uitmaak. Here, het ons U lief of het ons nog die sonde lief? Want die Bybel sê vir ons, verafskiet wat sleg is, haat die sonde, haat dit wat verkeerd is, haat dit wat nie van God is nie, haat dit wat 'n skeiding tussen jou en die Here wil maak. Here, gee vir ons daardie haat, daardie afskie, om dit eens kant toe te stoot, om dit te bestraf, om dit te vermy. Here, aan die ander kant, help vir ons om U aan te hang, U woord aan te hang, die waarheid aan te hang, te staan vir die waarheid. Here, want ons lewe hang af van die waarheid. U is die waarheid. U woord is die waarheid. Die woord gaan ons eendag oordeel. Here, ons gaan staan voor die woord en dit gaan vir ons vra, het jy gehoorsaam, het jy gedoen? Here, in die besonder wil ons ook in hierdie oggend bid vir 'n vurigheid onder die kinders. Here, as daar 'n traagheid ingetree het, 'n koudheid, wil ons dit bely in hierdie oggend en sê, Here, vergewe ons waar ons 'n koudheid toegelaat het, 'n traagheid waar ons nie meer soek soos ons moet nie, waar ons nie meer dien in opregtheid nie, waar ons nie meer op U wag nie, waar ons nie meer luister nie, waar ons nie meer doen dit wat U vir ons sê nie, maar ons maar net ongeërgd aangaan. Vergewe ons, Here, en ek wil bid dat daar 'n vurigheid in ons harte sal kom. 'n Vurigheid gewerk deur die Heilige Gees, gewerk deur die liefde van Jesus. Want Here, wanneer U liefde ons hart sag maak en ons hart omvou, ons hartsnare aanraak, Here, dan kom daar 'n vurige liefde. Dan kan ons terugkeer na ons eerste liefde. Want dis wat U sê in die woord, keer terug na jou eerste liefde. En ek weet, Here, dit is U roepstem in hierdie tyd, by kinders en die kerk, keer terug na jou eerste liefde, wat jy vir my gehad het. Here, en dat hierdie liefde net meer en meer kan groei, aangewakker sal word, deur die Heilige Gees in ons lewens. Heilige Gees, ons wil 'n ereplek vir U gee in ons lewe, ook in ons midde, in ons samekomste. Wil ons sê, Heilige Gees, doen en werk en vloei, soos U dit wil doen. Dankie, Here. Dan vra ons, Here, vir 'n lewe van gebed, want dis wat U vra. U woord sê, volhard in die gebed. Bid vir elkeen dat ons geskool sal word in gebed en dat ons alles in gebed sal bring. Here, en nie net om ons rond sal kyk in bekommernis nie, maar dat ons sal opkyk en sal sê, Here, gaan nêrens anders gaan nie. Ek kom na U toe, Here, met hierdie probleem,
met hierdie saak. Kom ek na U toe, ek lê dit by U voete. Here, en ek gaan bid en bid en bid, totdat die antwoord kom, totdat die deurbraak kom, tot die deure oopmaak, totdat U voorsien, Here, totdat daar 'n deurbraak kom in my gees, totdat daar 'n genesing uitsprei. Here, gaan ek aanhou bid en bid. Ek gaan nie soek, Here, want U is getrou om dit te doen. U is 'n waarmaker van U woord. Help ons, Here, om dan net hierdie dinge getrou te kan doen. Help ons om ook hartlik teenoor mekaar te kan wees, mekaar te koester in ons harte, bid vir 'n eenheid, 'n God gegewe eenheid onder ons as U kinders. En Here, ons sê dankie vir U woord. Dankie vir U getrouheid. Dankie vir hierdie oggend. Seën elkeen, klein en groot, bid ons in Jesus naam. Amen.